Broeder en suster, baie goeiemiddag aan die elkeen. Ek vertrou dat dit met die elkeen ook baie goed gaan. Ja, ons staan nou net so na Pinksterweek. Ons het gestaan ook by Romeine 8 gedurende dit en ons het nagmaal gehad afgelope Sondag. Ons is versterk deur die Here. En nou dat ons toegerus is opnuut, het ons nodig as kerk om ook handelinge te gaan verrig en so die koninkryk van die Here ook natuurlik uit te bou. Nee, mens kan nie ontvang en dit dan daar laat nie. Dis nodig om ook uit te gee wat ons ontvang het. Verniet het ons het ontvang en verniet moet ons het natuurlik ook gee. Gemeente, ek deel graag met u die volgende gemeente nuus. In die eerste plek baie geluk aan broer Nico en suster Christel Himan, wat die afgelope Saterdag dan ook in die huwelik bevestig is. Baie seën word julle ook dan toegewens. Ons dink graag aan suster Marley de Villiers, wie se knie onlangs geopereer is. Marley, sterkte, ons hoop dat die knie van jou gaan baie binnekort ook beter wees. Ons sê ook baie sterkte aan Lodewyk en Rihanna, hulle is reeds al 'n week lank in Pretoria, en die Rihanna het ingegaan vir daardie rugoperasie, en dis van nodig om nog 'n paar dae in te bly, sodat daardie wond ook baie mooi gesond kan word. Lodewyk, Rihanna, ook in julle huis, baie sterkte, ook vir julle elkeen vir die pad wat vir julle ook voorlê. Dan besondere vermelding wat verjaarsdag betref, Tannie Baby het verjaar verlede week die 15de en sy het 'n pragtige 87 jaartjies jonk geword. Tannie Baby, baie geluk en mag dan nog mooi geseënde jare vir Tannie voorlê. Natuurlik haar kleindogter wat ook by ons in die gemeente is, Rianke, wat ook verjaar eerskomende Vrydag. Rianke, baie geluk vir jou, en ook aan Kobus, die voorste van die diakonie Kobus Verrein, baie geluk ook vir jou, mooi week vir julle elkeen. Dan sê ons baie graag welkom aan die Espachs, Johan Christine met julle spruite, wat dan ook lidmate by ons geword het. Dis vir ons heerlik om julle aan boord te hê, en mag julle tuis voel in julle gemeente, en mag die Here julle gawes ook seën, dat julle dit ook aanwend met vrug in diens van sy koninkryk. Baie welkom vir julle. Gemeente, graag dan net weer 'n aankondiging rondom die Bybelstudie. Onthou dat die Bybelstudies is Dinsdagoggend 9:30 en dan ook saans, so diegene wat verkies om dit vanuit die gemak van die huis te doen en vir wie dit moeilik is om bedags die Bybelstudie by te woon. Ons gesels soggens uit Romeine tans en dan ook saans bespreek ons graag aktuele sake. Vanaand praat ons oor hoekom The Shack, wat gepubliseer is 'n klompie jare gelede en nou van 'n fliek gemaak is, waarom dit lasterlik is. Maar is welkom, ons gesels Dinsdae 6 tot 7, jy kan ook aanlyn inskakel. Ons herinner u graag aan die biduur, dis donderdagoggende, ons begin so half 9 en ons sal so van 8:15 se kant af bid ons saam. Ons is gewoonlik aan die huis van die Wolfaars daar by Koraal en kom bid gerus ook saam. Dan gebruik ek graag die geleentheid, broeder en suster, om 'n kort woord te praat oor die onthaalspan wat dan nou ook op besluit is in die gemeente, gaan dan nou eintlik voortgaan om die werk van die susters te hervat, en die susters, soos wat ons het ken, wat altyd gedien het op die susters aksie, hulle gaan voort om te dien op die onthaalspan. Dit kry net wel 'n ander gedaante, en die lekker daarvan is dat die broeders wat graag handig wil wees in die kombuis, of wat wil handig wees agter die braaier, hulle kan natuurlik ook nou deel daaraan hê, en langs hierdie weg van die onthaalspan. So broeders, skakel asseblief in, dat ons langs hierdie weg dan ook die naam van die Here ook groot maak. Mag dit ook 'n sukses wees. Ek wil die geleentheid gebruik om dan ook, soos ons dit gebruiklik ken, die susters aksie, wat dan eers afstaan, en miskien kan dit vorentoe weer geïmplementeer word, dis 'n proefloopie, en vir die susters sê wat hulle kan gebring het die afgelope jaar tot en met hier, aan elke suster baie dankie, ook die bestuur wat voorgevat het, en dinge gereël het, dinge gedoen het, en agter die skerms gewerk het, agter die stoof gestaan het. Dankie vir julle arbeid, dankie vir julle moeite, dankie vir julle sweet, dankie vir julle liefde, dankie vir julle onbaatsigtigheid. Ons is dankbaar vir al die harde werk en opofferings wat daarmee ook gepaard gegaan het. Dan 'n woord graag oor die jeug. Kinders, julle is in eksamenweek of weke tans. Ons sê vir julle baie sterkte, hard leer. Bid asof jy nie geleer het nie, en leer asof jy nie gebid het nie.
Bid hard, werk hard, dis maar die resep, en mag daar ook vrug wees op julle leerwerk. Hoor, baie sterkte vir julle. En ons jeugestams, hulle neem deel aan die Bybel nalope, dis so 'n speletjie wat ons tans speel. Hulle ontvang 7 Bybelopdragte met so 'n paar vragies, party maklik, party moeilik, om hulle so 'n bietjie die neus in te kry, natuurlik ook in die Bybel. En daar is 'n lekker spontane deelname. Dankie vir elkeen wat deelneem. Ons gee natuurlik ook 'n lekker prys uit so aan die einde van hierdie week. So sterkte en lekker speel vir julle ook. Weet ook dat julle vir ons saak maak en belangrik is. Dan broeder en suster, 'n woord oor die finansies van ons gemeente. Ons finansies bly maar in 'n mate onder druk en ons moet maar planne maak om finansies dan natuurlik ook by te bring. Maar primêr is natuurlik ook die tiendes wat ons moet gee. Onthou maar dat dit nie so seer gaan oor die hoeveelheid nie. Daar was ook daar die weduwee, deur die Here Jesus staan by die skatkis, uit meer ingegooi as die ander. Want sy het ingegooi uit haar gebrek en die ander het ingegooi vanuit hulle oorvloed. En daarom sê die Here Jesus dat hierdie weduwee het meer ingegooi. Dink daaraan dat die Here ook 'n blymoedige gewer liefhet. Laat ons dan wat dit betref ook die Here dien met ons stoffelike gawes. En dan, broeder en suster, ek gee graag die oordenking. Handelinge 8 vers 26, 'n kort woord, en 'n engel van die Here het met Filippus gespreek en gesê, staan op, gaan na die suide op die pad wat afloop van Jerusalem na Gaza. Dit is 'n eensame pad. En hier kom die woord van die Here tot Filippus, is na Pinkster, na die uitstorting van die Heilige Gees. Staan op, Filippus, jy is 'n man wat toegerus is. Jy is 'n man wat vervul is met die Heilige Gees, jy is 'n man met 'n roeping, jy is 'n man met 'n opdrag. Staan op, Filippus. En ons kan hoor dat die kerk na Pinkster mag nie, kan nie, wil nie rondsit nie. Ons wil uitgaan. Al is die pad wat ons moet loop om ander mense te gaan bedien, soms 'n eensame pad of dalk opdraande pad of dalk moeilike pad, maar ons het die opdrag en die roeping om wel uit te gaan. Filippus, staan op. Moenie sit nie, maar beweeg, kom aan die beweeg en gaan versprei die evangelie. Want ons dink daaraan dat die Here Jesus vir ons opgestaan het, dat hy hier kom, sy liefde op ons kom uitstort het op 'n besondere wyse, en dit vir ons kom aantoon het, wanneer ons heiland dan ook sy lewe aflê aan die kruis, vir ons daar opstaan, maar ook hang tussen hemel en aarde, soos een wat verwerp is, soos 'n misdadiger, en sodat ons dan weet, ons is vrygespreek in die Here, ons staan nie meer onder die oordeel nie, en nou as mense wat vervul is met die Heilige Gees, wil ons uitgaan. Staan dan op, Filippus, en mag die Here vir ons aantoon, waar ons ook ons gawes kan aanwend in sy koninkryk, hand en voet en alles van ons kan aanwend in sy diens. Gemeente, mag die Here vir ons 'n baie geseënde week gee, en kom ons bid ook om die seën van die Here. Here, baie dankie vir gemeente wees, dankie vir Pinksterweek, dankie vir die lieflikheid daarvan, dankie dat U ons opnuut toegerus het en versterk het en aangevuur het. Help ons om handelinge te gaan verrig tot eer van die naam in die koninkryk, asseblief Here. Dankie dat U vir ons opgestaan, dat U lewe afgelê het, ons eer U as ons God en as die Here. Mag ons vir U gaan lewe. Ons dankie Vader, seën ons gemeente in alle opsigte, o Here. Ons dankie ook in die naam van ons Here Jesus alleen. Amen. Seënwense gemeente.